Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Gesondheid, die beloning van regte gewoontes. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Spreuke hoofstuk 3 vers 1 en 2. Die wette van die natuur is die wette van God, net so waarlik goddelik soos die voorskrifte van die dekaloog. Die wette wat ons fisiese organisme beheer, het God op elke senuwee, spier en vessel van die liggaam geskryf. Elke sorgelose of opsetlike oortreding van hierdie wette is 'n sonde teen ons Skepper. Daar is 'n intieme verhouding tussen die gees en die liggaam, en om 'n hoë standaard van morele en intellektuele bereiking te bereik, moet die wette van ons fisiese wese beheer in ag geneem word. Om 'n sterk, goed gebalanseerde karakter te verseker, moet beide die geestelike en die fisiese kragte geoefen en ontwikkel word. Watter studie kan belangriker wees vir die jonges as die wat handel oor hierdie wonderlike organisme wat God aan ons toevertrou het, en oor die wette waardeur dit in gesondheid bewaar kan word. Gesondheid kan verdien word deur behoorlike lewensgewoontes en kan rente en saamgestelde rente oplewer. Maar hierdie kapitaal, kosbaarder as enige bankdeposito, kan opgeoffer word deur onmatige eet en drink of deur die organe te laat roes as gevolg van onaktiwiteit. Troeteltoegewings moet laat vaar word, luiheid moet oorkom word. Die gesondheid moet net so heilig bewaak word as die karakter. Ons liggame is Christus se gekoopte besitting, en ons is nie vry om daarmee te doen soos ons wil nie. Almal wat die wette van gesondheid verstaan, moet hul verpligting besef om hierdie wette wat God in hul wese gevestig het, te gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan die wette van gesondheid moet 'n saak van persoonlike plig gemaak word. Ons moet self die gevolge van oortredende wette ly. Ons moet individueel aan God verantwoording doen vir ons gewoontes en praktyke. Daarom is die vraag vir ons nie, wat is die wêreld se praktyk nie, maar hoe moet ek as individu die woning wat God my gegee het, behandel?